Goeiedag, ek hoop het gaan goed met die elkeen. My naam is Rudolf en ek wil graag met u praat oor die tema futurisme se jesuitiese oorsprong. Bepalende geskiedkundige feite wat jy moet weet. Maar kom ons maak ons harte stil vir 'n oomblik en dan doen ek vir ons 'n gebed. Ewige God en hemelse Vader, deur u seun Jesus Christus, ons koning en verlosser, sê ek vir u dankie vir die voorreg wat ek het om hierdie geleentheid, hierdie gedagtes met mense te kan deel. Dankie vir die inligting wat u oor ons pad gestuur het. En my gebed, Vader, is dat u deur u Heilige Gees sal werk om vir ons elkeen te help verstaan wat die impak daarvan is en dat u alleen ons harte sal oortuig en rig op die waarheid van Jesus Christus. En dit vra ons in sy naam alleenlik tot die eer en verheerliking van u naam. Amen. Nou ja, ek wil dan nou graag, soos wat u kan sien daarso, met u gesels oor futurisme se jesuitiese oorspronge. Nou daar is 'n argument daar buite wat baie mense se koppe laat draai en dit ontstel hulle as hulle dit hoor. Dit is dat die leerstelling van futurisme vanaf die Rooms-Katolieke Jesuïte afkom, wat dit dan 'n valse lering maak. Hierdie stelling raak u, of u dit wil hoor of nie, baie ernstiger as wat u sal besef. En neem tog dan nou die tyd en oorweeg die gedagtes wat hier gedeel word. Goed, kom ons kyk dan gou na die eerste gedagtes. Om hierdie gedagte te verstaan is dit nodig om twee terme goed te verstaan en dit is Jesuïte, nie 2 nie 3, Jesuïte, futurisme en historisisme. Want dit gaan hierso oor die eskatologiese leerstelling van futurisme teenoor historisisme en dan die Jesuïte gedagte wat hier tussenin gegooi word. Want wanneer 'n mens sê die leerstelling kom van die Rooms-Katolieke Jesuïte af, hierdie futurisme, dan is mense, kan ons maar sê, up in arms en sê, nee, maar dit is nie moontlik nie, dit is nie waar nie, dit kan nie wees nie, ensovoorts. Maar kom ons kyk, wat beteken Jesuïte? Waarna verwys ons as ons praat van die Jesuïte? Nou, die Jesuïte is 'n organisasie en groep priesters van die Rooms-Katolieke Kerk. Hulle was geskep as 'n kontra-reformatie kerklike liggaam om die reformatie van Martin Luther hulle te werk en het spesifiek die opdrag gehad om die profetiese lering van Martin Luther dat die paus die anti-Christus te werk sodat die aandag van die paus afgehaal kan word. Dit is algemene kennis op hierdie oomblik, dink ek baie mense weet dit, maar daar's ook baie wat dit nie weet nie. Hierdie groep priesters het verskriklike dinge vir en saam die paus gedoen. Nie net was die paus 'n wreedaard en goddelose gewees nie, want hy het homself as die plaasvervanger van Christus gemaak, maar so het hierdie priesters hulle soos 'n dooie korps aan die paus onderwerp en sy opdragte uitgevoer. Hulle het gelieg, bedrieg, mislei, moord gepleeg, ware kinders van God gemartel, vervolg en verdruk en het gegroei tot 'n wêreldwye organisasie wat godsdienstig lyk. Hulle lyk baie goed en klink baie slim, maar hulle harte is nie by die ware Christus nie. Maar in hulle harte getrou is hulle aan die paus, wat die plaasvervanger is van Christus op aarde. Nou, as dit vir u soos 'n far-fetched situasie klink, wil ek dan nou graag vir u wys. Ek het sommer net vinnig op die internet gaan intik en u weet nou, vandag is dit baie fancy. Dit gaan kry die inligting uit verskillende bronne. Maar ook al het sê, u kan dit self gaan ondersoek. The Jesuit Oath is a solemn declaration, ons lees nou gou daar, of faith and commitment to the Catholic Church and the Pope. Hoor daar. It is a promise to defend the Church's doctrine, okay, and rights against heretical authority, especially against Protestantism. The oath is a statement to the Jesuits' dedication to their mission and their role as the Pope's military enforcers. It is a reminder of their commitment to uphold the Church's teachings and to protect the Church's interests even at the cost of their own lives. So hierdie groep Jesuïte, soos wat u kan sien, sommer net gou vinnig
ook uit die archive uit daarso. Daar's 5 bronne daar wat gelys word. Uit die archive uit, The Christian Observer, Darkness is Falling, en dan Jesuit Urn, Wikipedia, Bible. So dis nie net in Wikipedia wat ons hierdie inligting kry nie. Daar's baie inligting waar hierdie samevatting van afgekry word. Maar die punt is, hulle commitment is tot die katholieke kerk. Alleenlik tot die kerk en alleenlik tot die paus. En dit is teen protestantisme, né? Nou as u my nie glo dat dit die gedagte is nie, dan wys ek vir u gou die Jesuits Oath. Nou, ek kan ongelukkig nou nie die hele oath vir u lees nie, maar hier kom ons. Ons lees net die eerste ene en ek lees dit asof hulle dit sou geskryf het en hulle dit sou gesê het. I, wie ook al hulle naam sou wees, now in the presence of Almighty God, the Blessed Virgin Mary, wat sy met dit uit te waai het, weet net hulle, the Blessed Michael the Archangel, wat hy met dit uit te waai het, weet net hulle, the Blessed Saint Paul, and all the saints and sacred hosts of heaven, and to you, my ghostly father, the Superior General of the Society of Jesus, founded by Ignatius Loyola, in the pontificate of Paul III, and continued to the present, due by the womb of the Virgin Mary, the matrix of God, and the rod of Jesus Christ, declare and swear that His Holiness the Pope is Christ's vice-regent. Okay, in ander woorde, plaasvervanger, and is the true and only head of the Catholic and a universal church throughout the earth. So die Pope is vir hierdie ouens die plaasvervanger van Christus en hulle sweer dit, hoor daar, and is the true and only head of the Catholic and universal church throughout the earth. Wow. En nou gaan hulle voort, and that by virtue of the keys of binding, loosing, giving, en dan gaan dit nou maar net so aan, en dan praat hulle baie snaakse dinge. Maar hier gaan hulle voort aan die onderkant, het sê, I furthermore promise and declare that I will, when opportunity presents, make and wage relentless war, secretly or openly against all heretics. Onthou, dis nou ten opsigte van die katholieke kerk, Protestants and liberals. Hallo, het julle die naam daar gesien, protestant? As I am directed to do, to extirpate and exterminate them from the face of the whole earth, and that I, dis nou die ou wat het sou sê, will spare neither age, sex or condition, and that they will hang, burn, waste, boil, flay, strangle and bury alive these infamous heretics. Ok, goed, ek gaan nie verder lees nie, maar dit wys vir jy alreeds dat hierdie Jesuitiese organisasie lyk Christelik en toe al het hulle Christelik gelyk. Hulle is eintlik die soldate van die Rooms-Katholieke Kerk teen die protestante en hulle leerstellings. En hier sê hulle self, en dit word bevestig in die geskiedenis van wat hulle alles aan mense gedoen het, dat hulle tot mense sou doodmaak om die kerk en die paus te beskerm. En dit is die belofte wat hierdie mense dan nou aflê aan die paus. Ok, so die Jesuits Oath het ons nou gesien, 'n vinnige soektog daar, hierso by Full Catholic Jesuit Oath in Archive, kry ons dit sommer gou wat hy is, en ons sien uit die aard van die saak, hoe verskriklik hierdie Jesuitiese mense is. En die rede hoekom ek vir u hierdie wys, wie hulle is en wat hulle werklik doen, jy kan jou eie navorsing verder gaan doen, is om uit te kom by die futuristiese leer, wat dan nou die stelling sê, die futuristiese of futurisme, die eskatologiese siening van futurisme kom van die Rooms-Katholieke Jesuite af. Ek moet daarby uitkom nou. So wat is futurisme? Ons is nou besig net om te praat oor wat is Jesuite en wat is futurisme. Nou futurisme is 'n lering wat sê die opkoms en die openbaring van die antichrist, so dit gaan spesifiek oor die antichrist, het gaan nie oor die 1000 jaar van vrede nie, het gaan oor die antichrist. Opkoms en openbaring van antichrist in die toekoms vanaf ongeveer 1580 na Christus. Ander woorde, sy opkoms en openbaring sal eers vanaf 1580 se kant na die toekoms toe plaasvind. Dit wil sê, Daniël hoofstuk 7 se 4de dier, se profesie vanaf die 10 horings en alles in openbaring vanaf hoofstuk 6 tot 19 moet nog eers vanaf 1580 iewers in die toekoms in 7 jaar in vervulling tree.
Dit impliseer dat niks vanaf die uitstorting van die Heilige Gees van die kerk begin het, tot vandag toe word deur Daniël 7 en Openbaring 6 tot 19 vooruit gewys nie. Dis 'n verborge, onbekende, onbepaalde genade tydperk waarin al die wêreldgebeure lukraak is en iewers by 'n onbekende tyd sal ophou. Saam met dit is die voorverdrukking, wegraping leer en die vredesverbond van die anti-kris die eerste 3,5 jaar, die verbreking van daardie verbond, die uitdeel van die merk en soos al genoem die gebeure van Openbaring 6 tot 19 vind dan plaas. Futurisme word dan vandag deur sommiges identifiseer as deur die Jesuïte ontwerp en verkondig, spesifiek Francisca Ribera. Nou kom ek wys net gou vir u min of meer 'n prentjie van hierdie futuristiese leerstelling. Hierso is nou 'n prentjie wat iemand geteken het. En as u my net gou volg daarso, die 7 kerk tydperk is die genade dispensasie wat hulle van praat. Christus is gekruisig. Die lieflike Heilige Gees is uitgestort. Die kerk dispensasie sê hulle het aangebreek. Uit aard van die saak, die kerk tydperk het aangebreek, maar hulle sê dis 'n verborge tydperk, die kerk gaan weggevoer word, dan breek daar 'n 7 jaar van verdrukking aan, dis nou hierdie gedeelte hierso, en soos jy kan sien by hierdie skets, is daar nou 'n vrou bo op 'n dier. Ok, en hierdie dier het 'n luiperd, 'n lyf, en hy het voete soos 'n beer, en hy het 10 horings, en hy het leeukoppe. En dan sê hulle, dis die voorstelling van Openbaring 17, maar dis eintlik nie akkuraat nie, want hier is Openbaring 13 se dier met die vrou wat op hom sit, maar hoe ook al dit sê, dit maak nie nou saak nie. Die punt van die saak is, hierdie is 'n 7 jaar voorstelling, iewers in die verre toekoms vanaf dit geteken is, 'n onbekende tyd in die toekoms, en dan sê hulle gaan Openbaring 6 tot 19 plaasvind, en dan wanneer Jesus terugkom by wit perd, hy sit sy voet op die olyfberg, en dan breek die 1000 jaar van vrede aan. Nou goed, met die res van die program het ek nie 'n probleem nie, maar met hierdie gedeelte, hierdie kerkdispensasie, en met hierdie 7 jaar tydperk, is daar 'n krisis en is daar 'n probleem, want dit is by hierdie lering, waar daar gesê word, dit kom van die Jesuïte af. Die Jesuïte het dit ontwerp, spesifiek van Francisco Ribera af. Nou, as u nou gewonder het of dit iets is wat iemand uit die duim uitgesuig het, kom ons doen net weer 'n eenvoudige search. Did futurism originate from Francisco Ribera? Hier is vir ons 3, hoe kan ek sê, bronne. Futurism in Wikipedia, lutheranlibrary.org, James, Japan, Dare to Think. So goed, daar is 'n paar bronne wat die internet sommer net kry, en dit is nie waarop ek gaan staat maak nie. Ek moet vir u wys, dit is vrylik beskikbaar op die internet. Maar goed, kom ons kyk wat sê hierdie enetjie op die internet. Futurism did originate from Francisco Ribera. So in die eerste plek, kom ons kyk, wie het Francisco Ribera ooit bestaan? Ja, kom ons kyk, wie was hy? Francisco Ribera met daai snaakse van, en daai was sy lewenstydperk, was a Spanish Jesuit theologian, identified with the futurist Christian eschatological view. En dan gaan hulle net so aan, en praat hulle nou oor al hierdie dinge. In the late Middle Ages and the Protestant Reformation, some commentators sought to identify the Antichrist with the Pope. Nou daai, some commentators, is Martin Luther, hulle sê dit nou nie daar nie. So that figures from the book of Revelation might not only be interpreted as representing figures in the past, such as the Emperor Nero, or in the future, in the last days, but also in the present. Ok, dit is nie die geval gewees, soos wat dit hier so staan nie. Die heel eerste siening wat daar was, is dat die paus actually in hulle tyd daar was. Hierdie voor die reformatie en na die reformatie sieninge, sal julle sien later, het eers na die reformatie gekom. Maar in elk geval, Ribera in 1858 began writing a 500-page commentary on the book Revelation titled In Sacram Beati, en dan daai interessante naam oor die Apocalypse, proposing that the first chapters of the Apocalypse applied to ancient pagan Rome, and the rest referred to the yet future period of 3.5 literal years, immediately prior to the second coming. During that time, the Roman Catholic Church would have fallen away from the Pope into apostasy. Ok, so
And then he proposed the Antichrist, a single individual, would persecute and blaspheme, rebuild the temple, abolish Christian religion, en dan so gaan hy nou maar net aan. So, die punt wat ek vir u wil wys is dat Francisco Ribera het inderdaad bestaan. Francisco Ribera het inderdaad 'n kommentaar geskryf. Daar is sy kommentaar, maar soos jy kan sien, dit is in Latyns gewees. So as ek net gou vir u kan wys, hierso is Francisco Ribera se Latynse kommentaar. Nou uit die aard van die saak, toe ek gehoor het, hierdie man het dit geskryf en die lering kom van die Jesuite of die futuristiese leerstelling, het ek gaan soek na sy kommentaar, toe sê ek, toe sien ek, dis net in Latyns, en ek kan nie Latyns verstaan nie, so ek het dit probeer translate met Google Translate, maar dit vat, om een paragraafie te doen, vat soos 'n hele aand, en dit sou my vir altyd gevat het. Maar goed, uit die aard van die saak, het ek toe afgekom op 'n man wat dit vertaal het, en dit is van Latyns af vertaal. Hier is sy Latynse kommentaar, en dit is vertaal na Engels toe. Francisco Ribera, priest of the Society of Jesus, so hy's 'n Jesuit, doctor of theology, ek het dit daar gehighlight, commentaries on the sacred apocalypse of Blessed John, the Apostle and Evangelist. Kom ons kyk, of dit min of meer ooreenstem. Daar sê, in sacram beati Ioannis Apostoli in Evangeliste, ek lees dit absoluut verkeerd, ek weet dit, Apocalypsin Commentarii. So ja, daar is dit. Daar is dit in Latyns, wonderlik, en hier is dit in Engels. En hierdie man wat dit vir my in Engels gedoen het, nie vir my nie, ekskuus, hierdie man wat dit in Engels gedoen het, sy boeke het ek gekoop, en ek het persoonlik gegaan en gesê, ek gaan nou lees of dit inderdaad die waarheid is, want nie net het ek toe nou gevind dat die ou bestaan nie, of het bestaan nie net het ek gevind dat hierdie ou se kommentaar is waarlik daar in Latyns en in Engels nie, ook het ek gelees in E.B. Elliot se kommentare en skrywes oor die Openbaring, die boek Openbaring en die hele siening rondom die profesie, het ek gesien dat het is inderdaad so. Hy sê in Apocalypse 12, Ribera acts out the futurist. The woman is the church travailing in the last times, just before the 3.5 years of Antichrist, seeing that her 3.5 years in the wilderness coincides with those of Antichrist's reign, for he identifies the dragon with the beast, Antichrist. Then as to the beast and his great city Babylon in Apocalypse chapter 13 and Apocalypse chapter 17. Here is the main point in Ribera's system. He admits that the woman in Apocalypse chapter 17 is Rome, papal Rome, and argues from chapter 17 verse 16 that shortly before the consummation, the 10 kings figured in the beast's 10 horns shall overthrow Rome, this being probably before the coming of Antichrist. But how so, seeing that the woman is seen sitting on the beast from the abyss, etc., etc. So basies sê vir ons, dis nou E.B. Elliot wat ek hier vir u aanhaal, dit is sy boek, as jy daar kan sien, Horae Apocalyptae, boek nommer 4 of volume 4. Ribera se dinge is gelees in Latyns deur hierdie teoloog en eskatoloog E.B. Elliot. En hierso skryf hy, sê dit deurgewerk, hy het dit deurgelees, en hy kom by hoofstuk 12 en waaragtig waar, daar gooi hy dit alles in die toekoms van 1580 af. Dat eers in die toekoms van 1580 gaan die Antichrist opstaan en al daai tipe van dinge. As ons net so bietjie teruggaan in hierdie man se skrywe, so bietjie op, dan sien ons hierso bo baie wat ek gehighlight het, baie interessant. The Romish apocalyptic expositors of the era and century of the Reformation. It seems as both Fox and Brightman report to us that for some time following the Reformation, the Romish doctors